Goeiemôre, dit is 12 Mei 2025 vanmôre. Lesing 279 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Het is lekker om weer terug te wees, lekker om weer aan te gaan met hierdie woorde, lering te ontvang van Yeshua, en vanmôre is dit nou hoofstuk 169 op die berg aan die see oor besetenheid. Die vorige lesing het ons gesien dat Yeshua weggevaar het van 'n klomp mense, waar hy nie vir hulle enige lering wou gee nie, want hy het aangedui dat hulle nie ryp genoeg was daarvoor nie. Hulle het hom net gesoek om hulle siekes te genees, en toe het hy na Tyrus toe gegaan. Nou Tyrus is buite Judea, dit is 'n heidense stad daar aan die Middellandse See, maar hulle het nou daai nag het hulle eerder gestap na 'n berg toe, en op die berg gaan rus, want hy het gesê, daar is baie sagte gras, kom ons gaan rus daar. Nou is hulle op daardie berg. Na 'n oomblik van rus sê Petrus, Meester, ek verstaan tog nou al baie, maar die wat deur die duiwel besete is, veral by onskuldige kinders, en dat hulle deur so 'n slegte bewoner van hulle liggaam, dikwels op erbarmlike wyse gekwel word, verstaan ek nie. Hoe kan u wysheid en die orde so 'n misbruik toelaat? Die dogtertjie van die vrou wat ons vandag agterna geloop het. Julle onthou nog, dis 2 lesings vorige lesings van die Kananeese vrou, die bastervrou. En die dogter was nouweliks 13 of 14 jaar oud, en volgens die moeder was sy al 7 volle jare lank deur 'n duiwelse gees op 'n ongelooflike kwaai en pynlike manier daagliks 7 uur lank gefolter. Waarom moet so iets dan nou toegelaat word? Dis verskriklik, mense, as hierdie vrou 7 ure van die dag, ons sê die dag het 12 ure, is hierdie kind deur hierdie duiwel aangeval. Nou kan jy jouself dink, dit is 'n geskree, dit is 'n tekere gaan, alle maniere breek goed, gaan net mal. Ons mense het nou die ervaring gehad van so 'n persoon, 'n ouer persoon, in die afgelope week, wat so aangegaan het. Dis verskriklik, jy kry hom nie onder beheer nie, want nie alle geeste gaan uit met gebed nie. Geeste gaan, in daardie geval, sulke sterk geeste gaan net uit deur 'n vas en 'n gebed, sê Yeshua, of dan net deur sy wil. Ons is nog te swak in die gees. Maar dit is goed wat ons meer ervaring het. Nou, wat wou die vrou gehad het? Sy het die intense begeerte gehad om haar dogter gesond te kry. Dis al wat sy wou hê. En Yeshua het toe, nadat hulle 'n redenasie daaroor gehad het, het hy dit toe op die oomblik, toe hy dit sê, toe getuig die mense by die huis, toe gaan die gees uit. Permanent. Nou lees ons verder. Yeshua sê, dit is dinge wat julle verstand nou nog nie grondig kan verstaan nie. Maar omdat ons hier so ongestoord by mekaar is, sal ek julle tog etlike aanwysings daaroor gee. Luister dus na my. Die aarde is die draagster van 2 soorte mense. Die een en beter soort stam oorspronklik reeds van bo af. Die kinders van Elohim moet daaronder gerangskik word. Die ander en oorspronklik bose soort stam suiwer van hierdie aarde af. Hulle siel is in 'n sekere sin 'n kombinasie van afsonderlike lewensdeeltjies wat, terwyl dit van Satan afgeneem is, in die massa van die aardliggaam as materie gevange gehou word. Daaruit ontwikkel, nou die woord ontwikkel hier is evolueer of muteer, geleidelik, gestadig, stapsgewys ontwikkel, dis wat die Woordeboek sê. Hy sê, hulle ontwikkel hierdie siele-dele, hulle deur die plantewêreld, na die dierewêreld, en werk hulle deur die talle vlakke van die dierewêreld, uiteindelik as 'n potensiële krag, bestaande uit tallose oersieldeeltjies,
op tot 'n siel van 'n wêreldmens. Dit is 'n mens wat dan saamgestel is uit die gevalle sieledele van die aarde. Veral by ongeseende verwekkings verenig sy haarself in die liggaam van die vrou, waarby sy daarna, net soos die kinders van die lig, uit die geestelike sweer van die hemele op hierdie wêreld gebore word. Nou kom ons verduidelik dit bietjie meer in detail. Eerste moet ons verstaan, wat is 'n ongeseende verwekking? 'n Ongeseende verwekking is werklik 'n verwekking wat plaasvind buite die liefde, buite die orde, dus buite die huwelik. 'n Ongeseende verwekking is verder ook 'n verwekking wat tussen twee verskillende rasse plaasvind, wat nie deur die skrif, die wet toegelaat word nie. Want die 6de gebod sê baie duidelik, jy mag nie vermeng nie. Nie net op seksuele vlak nie, maar op alle vlakke mag spesies nie vermeng word nie. Nie plante nie en nie diere nie. Daar word wel 'n sekere mate van veredeling toegelaat in plante spesies, soos jy kan druiwe veredel, of ander vrugte kan jy veredel, dis waar ons verskillende soorte vrugte kry, maar met verskillende vrugte vermeng op 'n boom is nie toelaatbaar nie. Ook met diere kan ons 'n sekere veredeling, soos in die makdiere, wat Vader vir ons gegee het, beesrasse wat ons daar uitteel. Ek glo nie, my opinie is dat dit nie verkeerd is nie. Ons selekteer vir meer melk, ons selekteer vir meer vleis, of wat ook al, op skape vir meer wol. Dit is toelaatbaar. Maar ek het nou die dag 'n gruisame foto gesien van 'n bees met 'n perdekop, en hierdie bees rinnik soos 'n perd. Natuurlik in China, nou dit is wanneer hulle dit kloon. En dit is presies die goed wat Vader voor die vloed so gegrief het, dat hy die hele aarde van daardie bewoonde deel, het hy met water laat vergaan. En daar staan in Genesis 6, dit sal weer so wees. Want hierdie sataniese, demoniese entiteite is in die geheim, in die verborgenheid besig, nog al die tyd, om met die wêreldheersers, is hulle besig met die kloning van die mens en die dier. En dit is hoekom honderde duisende, indien nie miljoene kinders wegraak, en mense wegraak in 'n jaar. Hulle verdwyn in hierdie groot laboratoriums in. En hierdie mense, wesens is ongenaakbaar, daar's nie 'n greintjie liefde in hulle nie. Dit is die situasie wat ons nou het, maar kom ons kom terug. So, nou kan ons hier aflei dat hoofsaaklik die basternasies is daar om wêreldsiele te ontwikkel na die hoogste vlak, sodat hulle in 'n volgende bestaan, kyk ons bestaan vir ewig. Jy gaan of op 'n ander planeet verder lewe, of jy gaan dalk op die nuwe aarde nog 'n lewe kry. Reïnkarnasie van wêreldmense is nie moontlik nie. Hy's baie duidelik daaroor. Jy het een lewe nou op hierdie aarde, in hierdie 6000 jaar periode, behalwe as jy 'n engelwese is van bo. Dan, soos hy sê, dis daai een ander soort mens, dit is die oorspronklike, die een wat van bo afkom. Daardie wesens kan weer vra vir Yeshua, ek sien die wêreld sukkel, ek wil graag gaan om te help. Dan sê hy, dis reg so, lê jou heerlikheid af, jy kan saam met ons kies in watter vrou en watter huwelik jy gebore gaan word, en dan word jy in so 'n huweliks situasie geplaas, binne in die saadstroom van jou pa. Wanneer dit by die eiersel kom, is daar nie een spermpie wat vinniger swem as die ander, en dan wen hy nie. So nonsens wat die medies vir jou vertel. Wanneer die spermsel wat daar aankom, verenig met die eiersel, plaas 'n engel jou siel binne in hierdie stroom. En nou word jy 'n lewende wese. En nou bou jy jou eie liggaam.
van jou moeder se boumateriale. Sy is net die harreware winkel wat vir jou al die boumateriale aflewer. Jy bou jouself. Jy het 'n siel, jy het 'n denke, al is dit hoe klein. Nou ja, ons almal bou. As ons swak hout kry, wat bou ons? 'n Swak huis wat nie gaan hou nie. As ons goeie materiaal kry, bou ons 'n stewige huis. Dit is hoekom by moeders dit so belangrik is, dat hulle altyd daaraan dink, dat daar iemand is wat binne in haar 'n liggaam bou wat moet sterk wees, en sy haar weerhou van allerhande ongiere dinge, soos drank en dwelms, en baie kere ook sterk kosse, soos baie visserye kosse, en daar is sekere goed wat alle maas weet wat hulle nie moet eet en wat hulle moet eet nie. So al hierdie dinge is te doen met die verwekking, wat dan kan bepaal of jy 'n geseënde of 'n ongeseënde verwekking is. En asseblief, hierdie goed is nie net rasgebonde nie. Ongeseënde verwekkings en wêreldmense word gebore binne in die wit ras. Soos Judas Iskariot. Hy was so 'n wêreldmens. En dit is hoekom Joshua met hom soveel geduld gehad het. Want hy het nie die geboortevoorregte gehad en die geseënde verwekkingsvoordele gehad wat ander gehad het nie, soos die ander apostels wat by hom was nie. Maar hoofsaaklik in hierdie ander rasse reg oor die wêreld het ons dan wesens wat uit die aardse sieledele saamgestel is. Hulle die lang pad deur die siele leer geloop. En hulle is meer vatbaar vir Satan, omdat hulle meerendeels uit Satan saamgestel is. En nou gaan jy my vra, maar hoekom is Vader so onregverdig? Hoekom stel hy mense, laat hy mense gebore word wat uit absolute hoër sieledele saamgestel is, en ander laat hy nou uit die Satan ontstaan? Dit is omdat die hele skepping so ver geval het, en omdat alles nie ewe ver geval het nie, en nie op die eerste instansie, alles het nie een klaps geval nie. Lucifer het gerebelleer teen Vader, hy het hom verhef bo Vader, en hy het oneindige miljoene engele saam met hom gesleep, wat hom erken het as God. Maar hulle was almal ligengele, geskape toe Lucifer nog nie gesondig het nie. So hulle was suiwer engelwesens. Maar hierdie goed het nie opgehou skep nie. Nie opgehou voortplant nie, want hulle kon hulle eie soort kon hulle vermeerder, maar nie net dit nie, hulle kon ook in die diereryk en die planteryk ook skepings voortbring. Toe beperk Vader hulle skepingsvermoë, omdat hulle nie meer sy gees gehad het nie. Maar met watter gees moet hulle nou verder skep? Met hulle God se gees, Satan se gees, wat genoem word Satana, waarin nie 'n greintjie lig is nie, net duisternis in haar. So wat se skepings kon nou voortkom? Duister skepings. En dit is wat ons dan noem die wêreldmense of die wêreldwesens. En hierdie wêreldwesens sou vir ewig verlore gewees het, want onthou, vergelyk dit op aarde, is dit 'n baster se skuld dat hy 'n baster is? Nee, hy het geen skuld daarin nie. Dis hoogstens sy ouers se skuld. Maar hy is nou daar, en hy moet nou 'n sekere lewe uitkap op hierdie aarde. Maar ook vir hulle het Vader 'n lotsbestemming vasgestel. En dit staan in die boek Esra 10. 2 lotsbestemmings. Een vir die kinders van Israel en een vir die oorige nasies. Wat anders te kan lei soos in hierdie vers 3, een lotsbestemming vir die een en beter soort oorspronklik van bo af, en 'n ander lotsbestemming vir die bose soort wat suiwer van die aarde afstam. Dis basies die 2 lotsbestemmings op aarde. En daarom is dit verkeerd om te sê, slegs Israel word gered. Alhoewel Joshua in die vorige hoofstuk gesê het, ek het slegs gekom vir die verlore skape van Israel, van die huis van Israel.
Dit is hulle wat hy geroep het tot koningskap, om die huis te vorm, waarin alle wesens wat geval het, die wat geval het eerste, en die wat verder geval het, om almal 'n kans te gee om weer terug te kom in die Vaderhuis. Want weer eens, dis nie hulle skuld, dat hulle paas of opa grootjies in die geesteswêreld agter Lucifer aangegaan het nie. Hulle is nou produkte van daai rebellie. Maar eerstens nou, in hierdie 6000 jaar, moet die koningskap vir Israel gegee word. En koningskap is nie soos ons dink, jy gaan nou 'n troon kry nie. Alhoewel Vader sê, die 12 apostels sal saam met my op 12 trone sit. 'n Troon is die woord. Die woord wat Yeshua gespreek het, sal jou oordeel op jou laaste dag, en dis vandag. Dit is die hoogste gesag wat ons as mens oor ons het. Dis die woord wat Yeshua gespreek het. Daar is nie 'n groot troon wat voorkom in die verre toekoms waarvoor ons gaan verskyn nie. Ons word nou geoordeel. En dit is vir almal geldig. Nou ja, Israel is hoofsaaklik die wat die evangelie verkondig het, of verkondig gekry het. Yeshua het sy apostels uitgestuur na plekke, en hulle moes die evangelie daar verkondig, maar het hulle na sekere plekke nie gestuur nie. Ek het onthou nou in die nuwe Openbaring pertinent, het hy gesê, moenie na China toe gaan nie. Daar's 'n groot muur wat ek help bou het, sodat hulle daar binne kan ryk word, want China is wêreldmense. Wat hulle moes doen, hulle moes onder 'n streng keiser, moes hulle nederig gehou word, en mekaar lief gehad het, vir mekaar gesorg het. En soos die woord sê, die son, die maan en die sterre is vir hierdie heidense, of vir hierdie wêreldmense, wat stam vanaf uit die aarde. Daardie gode is vir hulle gegee om te aanbid, sodat hulle 'n mate van orde sou kry. Daarom is dit so verkeerd vandag van die sendelinge, die Christene wat in hierdie land ingekom het, en die swart man weggevat het van sy voorvadergeeste af. Want dit is vir hom gegee. Die ander goed wat hy aanbid is vir hom gegee, of hy nou hulle kawaan aanbid, en of hy wat ook al aanbid, hulle aanbid enige ding. Hulle moes daar gebly het, hulle moes daar gelos gewees het. Die enigste ding wat ons moes doen, as hy in ons diens was, dan kom die wet ter sprake dat hulle ook die wet moet nakom. Jou knegt, alles wat in jou gebied is, mag nie meer moor en steel en verkrag en al die goed doen nie. Dit is wat jy hom moes geleer het. Maar gesamentlike aanbidding tussen Israel, of hierdie mense van bo, en die mense van die wêreld, is nie toegelaat nie. En Yeshua het ons in die vorige lesing, het hy dit tog duidelik gesê. Hy het die Kananeese vrou nie eens geantwoord nie. Sy het geloop en skree. Nooit het dit ooit gebeur nie, as iemand vir Yeshua geroep het, het hy dadelik stil gestaan. 'n ander vrou het net al sy kleed gevat, toe genees sy, want haar geloof was so groot. Maar hier is dit 'n duidelike heenwysing dat hulle op hulle eie moet aangaan. Nou is die groot probleem is, hierdie wêreldmense, jy kry van hulle wat baie diep in hulle afgoderry gesink het, en natuurlik is daar altyd, Satan is daar, en geweld is altyd 'n groot bykomende drang wat Satan in hierdie kinders van die wêreld plaas, en seksuele losbandigheid, wat werklik nie so was toe die swart man in Afrika in stamverband was nie, was hulle nogal baie ernstig oor die huweliksverbinding, ek weet nou nie hoe hulle in die huwelik getree het nie, maar daar was sekere reëls, en sekere reëls wat hulle dogters maagde moes wees. Natuurlik, as hulle dit nou nie gehou het nie, dan is hulle wreedaardig doodgemaak. Dis nou weer verkeerd om so wreed op te tree.
Maar al hierdie dinge het tot niet gegaan die oomblik toe die verwekkings ongeseend geword het. Moenie vergeet dat vader Kain se nageslag, nadat Kain berou gehad het oor sy moord op sy broer, het vader hom die merk gegee. En in huishouding 1 staan wat die merk is. Hy het swart geword, hy het kroeshare gekry, en hy het in 'n laer skepingsorde verder geleef, want hy het sy wil opgegee. Want vader kan niks met jou en my maak, as ons wil opgee nie. As jy nie meer 'n wil het nie, dan beteken jy vir hom niks nie. In steede van dat hy Kain net verwoes het, het hy hom basies in 'n laer orde gesplaas. Wat nie vreemd is nie, dis nou klink vir ons vreemd. Maar wat het met Adam en Eva gebeur? Hulle was aanvanklik androgeen en eenwesige geskape. Hy het hulle Adam in die slaap gemaak en hy het hulle twee wesens gemaak. Dit was al reeds 'n verlaging in 'n ander laer skepingsorde. Toe hulle in die tuin gemeenskap met een van Satan se hoofengele gehad het hulle ligkleed verloor. Hulle het gesien dat hulle naak is. Dit is nie dat hulle baadjie en hulle broek verloor het en hulle rok nie. Hulle het hulle ligkleed verloor. Maar Vader het hulle laat voortleef in 'n nog laer skepingsorde. Maar hulle moes die tuin verlaat, waar alles vir hulle gegee was. Nou moes hulle 'n sekere aksie van hulle kant afbring. Die man moes hard werk in die sweet van sy aangesig, en omdat dit 'n seksuele oortreding was, moes die vrou met pyn geboorte gee. Dit was nie meer die hoogtepunt van haar saligheid nie, wat dit wel was voor die tyd, voor die sondeval. Maar wat weer so sal wees in die 1000-jarige vrederyk, dit het Yeshua openlik vir ons gesê. So nou sit ons, waar gaan jy nou? Ek dink daai ding is gekanseleer, seker reg? Dan maar sit. Hierdie dinge wat die ander rasse nou moet doen, omdat hulle in hierdie orde, in hierdie wêreldmensorde bestaan, moet hulle doen. En die woord is duidelik daaroor. Julle is houthakkers en waterdraers. En hy noem Kanaan, wat ook een van die ongeseënde verwekkings van Gam was. Onthou, Gam was nie Noag se seun nie. Noag was 'n opregte, suiwer, blanke wese. Maar Gam het hy aangeneem, en hy was die kind of die kleinkind van Kain gewees. Die huishouding is duidelik daaroor. En hierdie swart man het 'n ander orde gekry toe die 3 seuns geseën was na die tyd deur Noag. En Gam was baie ongelukkig oor sy seëning, want hy het nie so 'n mooi seëning soos Sem en Jafet gekry nie. Maar dit is die orde van Vader, want die seëning wat 'n aardsvader soos Noag uitspreek, spreek hy direk God se woorde uit. En Gam se een seun, die een wat die lelike dinge aan Noag en sy vrou gedoen het, hy is toe vervloek in die sin van dat hy 'n knegt van knegte sou wees. Gam sou 'n knegt wees, maar Kanaan 'n knegt van knegte. Nou vandag is die Kanaaniete is oorwegend bekend dat in destydse tyd dat hulle vermengings was, basters, nie net tussen menserasse nie, maar tussen die gevalle engele en die mens. En so kan jy in die Bybel die getuienis kry van reuse, waaronder Goliat een was, wat definitief 'n vermenging was met die gevalle engele. Hy was 'n boosaardige en 'n wreedaardige, magtige groot mens. En dan kry jy koning Og, wat 'n koning was, ek kan nou nie meer onthou van watter nasies nie, maar dit is die vervloekte nasies. En hierdie Og was so lank, ek het al
eendag sy maat is omgeskakel, hy sou maklik gelê het van daai muur amper tot by daai muur, op die bed wat vir hom beskryf word in die Bybel. Almal vermengings wat ontoelaatbaar is, wat gesaamgestel is deur die aardse. Nou in hierdie tyd waarin ons lewe, is daar baie meer inligting oor wat binne in die aarde is, wat in die ondergrondse laboratoriums en stede van Satan is, wat ons geen kennis van dra nie. Dis reptielagtige wesens, dit is wesens wat lyk soos half dier, half mens, dis verskriklike lelike goed. Maar daar is ook by Antarktika van hierdie wesens, en daar is geen twyfel dat die wêreldleiers met hierdie goed te doen het nie. Daar is genoeg bewyse nou dat onder die Vatikaan is ook van hierdie wesens, en dat hulle direkte verbintenis het met die Rooms-Katholieke leiers, die kardinale en die paus en al die ander goed. So hierdie wesens wat nou verborge was, gaan nou geopenbaar word, want op die einde gaan al hierdie goed uitkom. En die mens gaan hulle self, wat nie die geloof het nie, en die kennis het nie, gaan hulle self doodskrik, en hulle gaan nie kan leef nie. Maar ons wat nou al hierdie inligting het, verwag dit, en sal altyd aanhou bid vir afseeling en beskerming. Want die enigste ding wat al hierdie bose goed waarvan ek praat, kan teestaan, is Yeshua. En hy sal sy kinders altyd tot in die verste, sal hy ons afseel vir hierdie goed. Goed, nou gaan ons aan, hierdie mense is tussen ons. Ons het hulle nou geïdentifiseer, maar hulle mag nie net voor die voet doodgemaak word nie. In die Ou Testament het dit wel gebeur. Toe die volk in Kanaan ingaan, moes hulle alles verwoes. Nie net die mense nie, ook die vrouens en die kinders en al die diere, want hierdie vermengingspraktyk het by al die goed plaasgevind. Indien nie in vlees nie, dan in gees. Want diere kan besete word. Ons sien dit hoeveel kere wat honde wat doodmak was, skielik net wild raak en 'n kind doodbyt of gruisam vermink. En dan weer gaan lê die hond, dan sy weer reg. So, hierdie vermengde wêreldmense se diere is nie goed vir ons nie. Inteendeel, niks wat hulle maak, moet jy eintlik in jou huis inbring nie. Want die goed dra die vloek van Satan op dit. Indien hulle dit nie openlik by die toordokter gaan laat vervloek het nie, julle kan maar weet, al hierdie goedjies wat jy hier veral by Arabiespoort, aan die kant die Damwal, al langs die pad staan wat verkoop word, is alles vervloek. Ek het die ervaring gehad dat ek van daai vervloekte items, wat mooi was, tafeltjies wat 'n ou gemaak het uit een boomstom, het hy 'n opvouwtafel gemaak wat skeniere gehad het en alles. En ek het die goed in my huis ingebring. En ek het 'n verskriklike onrustige tyd gehad. Allerhande emosies het deur ons gegaan. Ek, my vrou, my kinders. Tot in 'n droomgesig Vader vir my wys, kry daai goed uit. En ek het dit gebrand. So, hierdie mense se goed, wat hulle by hulle het, is ook alles onder hierdie ongeseënde toestand, of vervloekte toestand. 'n Ongeseënde toestand is 'n vervloekte toestand. Maar uiteindelik is daar vir hulle ook 'n doelwit. Die eerste ding is dat die siel wat binne in die vermengde wese is, die verbasterde wese, moet ryp word. Die siel moet nog 'n klompie dinge byleer. En dit is hoekom Yeshua hulle dan ook 'n kans op lewe gee en hulle op hierdie aarde duld. En daar is biljoene van hulle, miljarde. Die grootste deel van die wêreldse mensbevolking is van hierdie wêreldmense. Wat natuurlik goed is vir die siele wat nog moet kom. Want nou het hulle houers
om te ontwikkel. Maar op 'n stadium moet Vader dit afsny, want die hoër ontwikkeling kan nie meer plaasvind nie. Daar's nie genoeg ouer pare om al die siele van bo te akkommodeer nie. Daarom moet hy hierdie skepingsperiode beëindig, vernietig, die hele aardeoppervlak en alles wat bo en onderin is moet gaan, en dan begin hy 'n nuwe skepping van vooraf, met nuwe suiwer mensepare. Ek vermoed dit is 144.000 paartjies, nie net 144.000 nie. En dan begin 'n nuwe tydperk, wat ons almal hoop ons kan by self ook daar kom. Maar hier waar ons nou is die voorbereiding van ons siele vir daardie tyd. Ons lees dan verder. Omdat die hele wese van sulke kinders uit Satan geneem is, loop hulle altyd min of meer die gevaar om deur die een of ander bose gees, dit wil sê deur die swart siel van een wat reeds op hierdie aarde al liggaamlik geleef het, as 'n duiwel van 'n mens, besete te word. Dit gebeur veral wanneer so 'n jonge siel, wat uit die sataniese aarde deeltjies gevorm is, 'n goeie en hemelse rigting wil inslaan, omdat 'n lewensdeel om daardeur loskeer van die helse sweer, veroorsaak dit 'n onverdraaglike pyn aan die gesamentlike hel, en daarom stel sy, die hel, alles in werking om so verwonding te verhinder. Nou die ma getuig dat die dogter nou al 7 jaar deur die duiwel gepynig is, en die dogtertjie was ongeveer 14 jaar oud. So die dogtertjie was 7 jaar oud, en wat sê Joshua hier? Sy wou 'n beter hemelse rigting inslaan. Die kind was dalk baie liefdevol, en wou baie meer dinge weet by haar ouers, en sy wou 'n regte rigting van liefde inslaan. En nou kom hierdie aardse siel wat eens geleef het, dit is wat bose geeste op aarde is. Dit is mense wat voorheen geleef het, maar wat boos doodgegaan het, wat soos ons sê in die hel is. Maar hulle kan die toesighouers van die hel vra, ons wil graag na die aarde toe gaan om ons te verbeter. Maar dan lieg hulle. Maar dan laat volgens die vrye wils begrip, laat die engele dit toe, en dan kom hy aarde toe, nie om mense te verbeter nie, in hierdie geval natuurlik, om die kind te beset, en te absoluut satanies te treiter, en seer te maak, en so te maak dat die arme ma vir 7 jaar met hierdie siel moes sit. Dis alles 'n ander siel wat daar ingaan. En let wel, dit is nie beperk tot een nie. Daar kan baie meer ingaan. Die Bybel getuig vir ons van Gadara se besetene wat 'n legioen geeste ingehaat het. Wie is die weermag manne, hoeveel is 'n legioen? 1500 daarom. 1200. 'n legioen bose geeste. En dit is goed wat alle verskillende eienskappe kan hê. Onthou dit wat daai siel uitgeleef het op aarde, of hy 'n dronkaard was, of 'n seksuele vergryper, of wat ook al, 'n geweldenaar, al daai eienskappe gaan dan oor in hierdie persoon, en hy word soos wat daai bose geeste hom lei. Nou gaan ons aan. Nou wil jy natuurlik weet waarom die hel so pyn daarvan ondervind. Dis nou maar een dogtertjie wat nou wil beter word, nou word sy so beset deur Satan. Want een so siel moet vergeleke met die hel tog onnoemlik klein en onbelangrik wees, soos wat 'n mens se haar is ten opsigte van die hele mens. En ek sê vir jou dat jy grootliks daaraan gelyk het. Maar neem nou eers die kleinste haartjie van jou liggaam en ruk dit uit. Dan sal jy daarby opmerk dat jy tydens die uittrek nie slegs op die plek van die haartjie,
maar haas deur jou hele liggaam 'n onuitstaanbare stekende pyn sal voel, wat jou tot vertwyfeling sou bring, as dit 'n uur lank sou duur. En dit is waar, elkeen van ons het dit ervaar. Dit is vir my so 'n mooi vergelyking wat Joshua hier gebruik, wat ons kan mee, in Engels is we can relate. Aan die hand van hierdie verklaring kan jy nou al 'n bietjie beter insien waarom die besetenheid op aarde voorkom en waarom dit tot aan die einde van hierdie aarde sal voorkom. Hierdie besetenheid het vir die besetene ook beslis goeie kante, want so 'n siel, wie se liggaam deur die een of ander duiwel in besit geneem word deur die kwellinge van haar liggaam duidelik gesuiwer en word behoed vir 'n kwaai binding met haar liggaam. Dan kom op die regte oomblik die hulp van bo, soos in die geval van hierdie dogtertjie, en 'n wêreldsiel word dan heeltemal vir die hemele gewen. Sê eers of julle nou iets van die gang van sake verstaan het. Petrus sê, ja meester, dit is nou vir my heeltemal duidelik. Maar sou dit dan nie miskien beter gewees het om 'n besetene glad nie te help nie, al is hy nog hoe so baie besete? Nou sê Joshua belangrike woorde, as daar iemand kom en jou om hulp vra, dan mag jy hom dit nie weier nie. My versigtigheid sorg daarvoor dat 'n betrokkene eers om hulp gevra word, wanneer die regte oomblik aangebreek het om te help. Daarom mag jy ook geen soekende hulp weier nie. Verstaan jy nou ook hierdie belangrike verklaring? En hier is die ding waar die meeste Christenkerke gly. Hulp vra en hulp gee waar mense siek of besete is nie om hom in jou gemeente groep in te trek nie. Dit is nie hulp wat aangebied word nie. Dit is ontoelaatbaar om dit vir die wêreldmens te gee. Maar ons almal weet dit. Ons het almal, of ek het op 'n plaas groot geword, en as die man wat vir ons gewerk het in die lande hulp vra, of sy vrou wil 'n geboorte gee, dan word die vrou gelei en hospitaal toe gevat. Daar word hulp aangebied. En wanneer daar allerhande dinge daar gebeur wat onverklaarbaar is, dan is jy ook veronderstel om te gaan help, as jy die kennis het, wat ons daai tyd nie gehad het nie. Want hulle word verskriklik aangeval deur nie net bose geeste nie. Bose geeste was mense wat op aarde geleef het, maar van hulle is baie boos aan die ander kant. Ons noem hulle inkubus geeste. Jy kry die manlike inkubus en die vroulike succubus. En hierdie inkubus geeste is, hulle manifesteer in die vorm van sulke klein mannetjies of vroutjies. En dan verpes hulle die swart mense. Hulle noem dit die tokkelos. Maar dis niks anderste as so 'n gees uit die hel uit, wat dan vir hulle van buite af dinge doen, nie net altyd van binne af nie. En hulle kan selfs met die vrouens gemeenskap hê, en dan word goed gebore, wat baie gedrog voorkoms het. Ek het die goed gesien toe ek in 'n tuisland was in Noord-Transvaal. Het ons deur stadte gery. Daar het hulle nog almal in stadte gebly. Hulle het nie eens water gehad nie. Hulle het primitief gebly daar. En dan in elke stad was 'n hok gewees wat hulle met hout gebou het. En hierdie verwekkings, hierdie swaksinniges, party van hulle half dier, veral half aap, want die inkubus gees is aapagtig. Het hulle hierdie goed in die hokke aangehou en net vir hulle so kos ingegooi om te eet. Hulle het hulle nie doodgemaak nie, maar hulle het ook nie 'n lewe gehad. En hierdie goed is 'n algemene geval. Hier in Pretoria was die gebou gewees in my tyd toe ek hier gestudeer het, was die BMW gebou, waar hulle al hierdie ongeseende verwekkings met diere, het hulle in bottels aangehou, in formalien.
en jy kon dit besigtig. Maar al hier in die 80s het hulle die plek toegemaak, ek weet nie waar is die goed nie, hulle dit natuurlik weerhou van die mens, dat hulle nie insig het in hierdie goed nie. Satan se duisterlinge wil altyd hulle goed in die verborgenheid doen. Maar die goed was daar en ons het dit gaan besigtig. Gruisame goed. Als produkte van hierdie ongeseënde verwekking van wêreldmense. Waar is ons nou? O ja, by vers 10, nee. Petrus sê vir hom, ja, ek sê nog 9, jy moet iemand nie weier as hy jou vir hulp vra nie. My versigtigheid sorg daarvoor dat 'n betrokkene eers om hulp gevra word, wanneer die regte oomblik aangebreek het om te help. Daarom mag jy ook geen soekende hulp weier nie. Verstaan jy nou ook hierdie belangrike verklaring? Dit is nou ook die Kanaanitiese vrou het net gevra vir hulp ten opsigte van haar kind, en hy het dit toe uiteindelik gegee. Petrus sê, ja meester, daarvoor u dank, liefde en eer. In die wêreld is daar dus niks waar daar vir diegene wat die goddelike sake verstaan, nie altyd die grootste liefde en wysheid van Elohim duidelik sigbaar sou wees nie. Soos ons nou die beskrywings gehad het wat nou die toestand op aarde is van al hierdie bastermense, vermengdes. Dis sy grootste liefde en wysheid wat dit toelaat, sodat daar die sieledele wat begin het in plante en minerale ryk en oorgegaan het in diere ryk, dat daai sieledele volkome ryk kon word. En dalk, wanneer Jerusalem, die nuwe Jerusalem op aarde opgerig is, hoekom moet die nuwe Jerusalem aarde toe kom? Sodat die aardse wêreld mense ook 'n kans kry om gebore te word en in die koninkryk te kom. Dit is hoe wonderlik groot Vader se genade was in die tyd van die skepping van materie en nog steeds is. Maar daar's 'n orde. Die koninkryk is nou vir die verlore stamme van die huis van Israel. En ek wil nou nog iets byvoeg wat baie mense nie baie van gaan hou nie. Dit is afgesluit by 12.000 uit elke stam. Die ander mense wat die liefde nie gedoen het nie, want die voorwaarde om in daardie 12.000 te wees, om op die berg te kom waar Yeshua vir jou wag in Openbaring 7 en 14, gaan lees dit maar, is die liefde, is die feit dat jy maagdelik rein moet wees, dat jy jouself met geen vrou, lees kerk, besoedel het nie. Dit is hartseer, want daar is soveel mense wat so vastklou aan hulle kerk, selfs in op hierdie plaas, wat hulle die kerk nie kan los nie. Maar vir die opneem in die nuwe Jerusalem stad se mure, sal jy absoluut gefokus moet wees op Yeshua. Nou wat word dan aan al die ander miljoene Israeliete oor die hele wêreld? Hulle kry dieselfde lot as die verbasterdes. Hulle gaan oor, as hulle baie afsydig was teen die woord, gaan hulle hel toe. En in die hel, in die doderyk, omvorm Vader al die siele aan die einde van hierdie 6000 jaar, en hy plaas hulle weer in die minerale, plante en diereryk. Dis dan hulle lot. Die siele wat aan die ander kant reeds op 'n opwaartse pad is, sal dan ook opwaarts gaan, maar die wat in 'n posisie geplaas is om opwaarts te gaan aan die hiernamaals-kant en dit nie wou doen nie, hulle siele word ook weer teruggeruk in die materie in. So dit is 'n baie regverdige oordeel, maar nie 'n baie lekker oordeel nie. En die enigste een wat jou in die nuwe Jerusalem mure gaan kry as deel van die 144.000 is Yeshua, wanneer jy hom liefhet bo alles. Nie die wet nie, nie die Bybel nie, nie die kerk nie, net dit. En dan sal jy saam met die ander, as jy gelukkig is, sal jy dan ontwikkel
in die nuwe plante, diere en minerale ryk, wat baie, baie beter en ver gevorderd sal wees, verder gevorderd as nou. Want onthou, die diere gaan mekaar nie meer aanval nie. Opvreet van mekaar sal daar nie wees nie. Die Bybel is duidelik. Die leeu en die os sal strooi eet, en die kind sal by 'n gat van 'n adder speel. 'n Slang sal vir jou 'n algemene troeteldier wees. Dit is hoe dit gaan lyk. En dit is dan wanneer baie van hierdie wêreldsiele weer 'n kans gaan kry om dan Yeshua te ontmoet in jou huisgesin. Yeshua sê ja, vers 11, dit is so. Daarom moet julle by alle weersinwekkende verskynsels, wat so is op hierdie aarde, nie moed verloor nie. Want die Vader in die hemel weet daarvan, en weet die beste waarom hy dit toelaat. So is die meeste siektes, wat die mense moet deurstaan, niks anders as hindernisse om te voorkom, dat die siel een sou word met die liggaam, wat selfs by kinders van die lig afkomstig is uit die verbanne Satan. Die enigste verskil vir die kinders van die lig is dat, as hul siel aan die liggaamlike wil begin hang, hulle lyding deur die hemel veroorsaak word. Ook die lyding van die kinders van die wêreld word vir hierdie doel deur die hemele beveel en toegelaat. Maar oorspronklik is dit helle pyne. So die engele laat die helgeeste toe om jou te pynig. Kom ons sê jy suik jouself oor 'n mik, jy wil nie ophou nie. Dan gaan jy die gevolge kry van die hel. Al is jy 'n kind van die lig, die hemelse wesens laat dit toe, en laat toe dat dinge met jou gebeur, in jou dronkenskap, wat verskriklik groot pyne op jou sal bring. Met dwelmgebruik is dit baie meer voor die hand liggend. Wanneer dwelmgebruikers in hulle roes, in hulle trans ingaan, dan beweeg hulle in die 4de dimensie van Satan. En wanneer hulle daar is die beskerming van die Heilige Aparte Gees nie daar nie. En wanneer hulle weer uit hierdie beswyming kom, wanneer hy sy trip uitgeleef het, dan kom hy meer besete terug as wat hy daar ingegaan het. En hierdie goed bly hulle ry. Jou ouens wat alkohol verslaaf is en dwelm verslaaf is, word net al hoe erger. Dis hoekom dit so moeilik is om van die goed los te kom sonder Yeshua. Amper bykans onmoontlik. En dan word jy 'n duiwel erger, 7 maal erger. Want hierdie goed het die reg om ander boeties en sissies in te sleep in jou siel in. En hulle raak naderhand 'n horde duiwels binne in hierdie mens, wat hierdie mens nie meer kan teëstaan nie. En dan moet hy nog swaarder kry, om die liggaam se begeertes af te sweer. Miskien kry hy dit dan wanneer hy onder 'n brug slaap, maar dan is die gevaar daar dat hulle aangeval kan word. Jy kan 'n ledemaat verloor, jy kan jou lewe verloor. Alles 'n gevolg van hierdie dinge wat jy vrywillig na jou toe getrek het, omdat jy te lus is vir die dinge van die vlees. Of dit drank is, of dit dwelms is, of dit seks is, of dit eet, oormatige vreet is, wat ook al. Al hierdie dinge is onder die beheer om uiteindelik die siel deur lyding te sit, om die siel nie te straf nie, om die siel te red. Maar hierdie siel kan nie meer sonder straf gered word nie. Ook die lyding van die kinders van die wêreld word vir hierdie doel deur die hemele beveel en toegelaat. Maar oorspronklik is hulle helle pyne. Die liggaam van die wêreldkind moet as 'n volledige deel van die hel saam ly. As die hel 'n stekende pyn voel wanneer die geweldige invloed van die hemele 'n deel van haar lewe grondig wegruk. Verstaan julle hierdie uitleg nou ook? Petrus sê, ja meester, ook hierdie verklaring verstaan ek. Ek het U altyd al my liefde vir ewig. So omgekeerd
Ons het nou gelees, daai dogtertjie wat uit die hel uit geruk word, is soos 'n haar uit 'n liggaam uit, voel dit vir die hel. Maar ook, wanneer hierdie dogter, wanneer 'n kind van die wêreld, na hierdie pyne wat hy deurgegaan het, tot bekering kom, of dit nou op die siekbed is, of op die doodsbed, dan ervaar die hele hel ook weer hierdie pyn, want sy het, Satan se gees, Satana, het een van haar kinders verloor. En nou gaan hierdie kind oor. En dan kom hierdie kind van die wêreld aan die ander kant, nie in die hoogste hemele nie, asseblief. Die hoogste hemele is vir sy kinders. Maar kom hulle in opleidingsskole, wat nou al baie beter is, as byvoorbeeld die doderyk, waar hulle dan geleer word, en hulle in 'n ontsettende aangename omgewing moet groot word. En ons het in vorige lesings gesien, toe jare op hierdie planete was, hoe mooi dit daar is, en wat se sagtheid en liefde die leermeesters hierdie kinders onderrig. En dan wanneer hulle gevorder is, op die vlak kom, wat Yeshua sê, hulle dan ryp is, dan word hulle gebore in die nuwe Jerusalem op aarde, deur sy 12.000 uit elke stam se ouerpare. Dit is hoe die hele ontwikkelingsplan, dit is die sieleleer, en die voltooiing van alle siele, wat hoe ver ook al geval het ons Vader medelee met hulle. En as ons waardige kinders wil wees, dan beter ons ook begin medelee hê met die gevalle siele van al die wêreldmense. Dit sê nie dat jy hulle moet gaan omhels nou en in jou gemeente en jou huis intrek nie. Want jy gaan dit nog nie doen met hyenas nie. Maar jy moet hyenas net so lief hê as wat jy jou hondjie of jou katjie lief het. Dit word ons geleer deur Karen se lesings. Maar die orde van Vader moet ons lief hê. Want sy orde lei tot verlossing van alle sielendele. En dink net, hoe sal daai sielendeel daai siel jou eendag dankbaar wees, dat jy in sy hoogtepunt van duisternis en boosheid, het jy hom nie geoordeel nie, maar het jy Vader se hand gesien, en het jy hom 'n kans gegee. En ja, die boosheid wat ons nou tref in hierdie land as 'n volk, kan ons nie nou daardeur goed maak nie. Die boosheid in 'n mens moet jy haat, maar die mens moet jy nie haat nie. Daarom spreek ons 'n seën uit elke dag by Gilgal. En as jy die seën aanneem, kry jy die voordele van die seën. As jy die seën verwerp, dan word die vloek jou deel, nie omdat ons jou vervloek het nie, maar omdat jy die vloek gekies het. En so werk dit ook. Ons kan glad nie al die moorde en die verkrachtings en die goed wat in hierdie land plaasvind goed praat nie. Want die hel het letterlik volkome gemanifesteer in groot dele van hierdie plaaslike bevolking. Oor die 65 van hulle is kommunisties gesind. En kommunisties gesind is dat ek wil niks doen nie en jy moet werk en jy moet vir my sorg. En as jy dit nie doen nie, dan maak ek jou dood en ek vat jou eiendom, want ek wil dit hê. En as ek dit het, gaan ek in elk geval niks met dit kan doen nie. Dit is ongelukkig die hel in hierdie mense wat nou die oorhand het. En net Yeshua sal kan kom en hierdie hel vir ons wegvat. En hy het dit beloof, met oorloë wat nou gaan kom, wêreldoorloë, met siektes, peste, pla, hongersnood en dan die groot katastrofe wanneer die ster verby die aarde kom. So gaan hy ontslae raak van die meeste van hierdie wesens. En dan ongelukkig kom die antichrist aan beheer vir 'n tyd en dan kom die einde. Dit is wat gaan gebeur. En vir die wat nog in die kerklike wegraping glo, dit gaan nie gebeur nie. Nie voor die tyd nie. Ons almal gaan deur hierdie dinge. Dankie.